Nou vriende, is 'n voorreg om weer saam met u te kan wees so rondom die woord van die Here en watter voorreg om so stil te staan by hierdie baie besondere gedagtes soos in die woord van die Here vir ons opgeteken. Dit is verseker so dat ons nodig het om elke dag ons te vul met God se woord, elke dag te sien in die spieël van God se woord hoe ons lyk, hoe heilig God is, hoe sondig ons is, maar ook om sy genade te sien wat ons telke male oproep tot bekering, tot vernuwing en dan ook versterking deur die werking van sy Gees in ons harte. Nou vanmôre gaan ons bietjie aangaan en so 'n bietjie kyk na hulpbronne vir 'n waardige wandel. U sal onthou het ons gister so 'n bietjie gekyk het na Paulus die bedelaar wat werklik voor mense pleit. In die eerste plek dat hulle bekeer tot die Here. Hy sê daar in Efesiërs 4 vers 1, I beg you to live in a way that is worthy of the people God has chosen to be his own. So as Paulus ons oproep en by ons pleit dat ons bekeer tot God, dan pleit hy ook by hulle wat hulle bekeer het tot God, om nou te wandel waardig die evangelie waarmee hulle geroep is, om te wandel waardig die roeping waarmee die Here hulle geroep het, in alle nederigheid en sagmoedigheid en lankmoedigheid en al hierdie wonderlike deugdes wat die Bybel van praat. En onmiddellik dink ons by onsself, maar hoe is dit moontlik? Want u sien, dit is baie moeilik om 'n lewe te leef, die geestelike lewe te leef en al die uitdagings te bowe te kom en aan die ander kant uit te kom meer as oorwinnaars. Maar vriende, die Bybel gee vir ons hulpbronne, baie duidelike Bybelse hulpbronne wat ons van kan gebruik maak om dan waardig te wandel, die roeping waarmee die Here ons geroep het. En ek dink ek gaan vanmôre nie vir u regtig iets nuuts leer nie, maar ek gaan net deur herinnering aan u sekere dinge voorhou om 'n suiwere gesindheid by u op te wek en 'n gesindheid van hernuide toewyding aan die Here, om te sê, Here, al die ander dinge is niks seggend as ek nie hierdie basiese hulpbronne in my lewe toepas om u te verheerlik nie. Vriende, een van die belangrikste dinge wat ons sien is dat die Here vir ons oproep om in die krag van die Heilige Gees te wandel. Ons lees daar in Efesiërs 3 vers 16, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in liefde gewortel en gegrond is. U sien, ons het nodig om versterk te word deur die krag van die Heilige Gees. Nou vriende, daar's baie mense wat baie snaakse dinge koppel aan die salwing met die Heilige Gees of die vervulling met die Heilige Gees of om versterk te word deur die Heilige Gees. Hulle koppel sekere ervarings en sekere belewennisse en allerlei dinge daaraan, en ek dink die Bybel is baie eenvoudig. Dit gaan oor om elke dag in die geloof, wanneer ek bid, te sê, Here, ek kan die geestelike lewe nie leef en ek kan nie waardig wandel die roeping waarmee u my geroep het as u Gees my nie daartoe in staat stel nie. U sien, die Gees wat ons geestelike lewe kom gee, is ook die een wat ons geestelike lewe in stand hou. Daarom elke dag ons afhanklikheid aan die Here te verklaar en te vra, Here, deur u Gees stel my in staat om dan waardig te wandel die roeping waarmee u my geroep het. Wandel, om waardig te wandel as kind van die Here, sodat ek nie oneer sal bring op die naam van die God aan wie ek behoort nie. Nog 'n baie duidelike hulpbron in die woord is die woord van die Here self. U sien, dit is baie belangrik dat ons sal sien dat die Here se woord vir ons gegee word. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat die woord van Christus ryklik in ons moet woon, met alle wysheid en met alle kennis. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Baie belangrik om te sien dat die woord van God die bron van waarheid is. Soos ons voedsel nuttig in die môre om bietjie energie te kry vir die dag, ons eet 'n middagete en ons eet 'n aandete en ons versadig onsself met die lekker kos wat ons vir onsself voorsit. So is dit ook belangrik, vriende, om onsself met die woord van God te versadig, dat ons geestelik sal eet en sal vol word, sodat ons versterk sal word vir hierdie pad saam met die Here. Dan is daar ook baie duidelik die liefde vir die Here, die liefde van die Here, en ook om hierdie liefde dan uit te straal na ander. Ek lees dit vir u vers 17 weer, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. U sien, liefde is baie belangrik. Ons kyk altyd na die liefde van God vir ons en ons sien in Christus hoe God sy liefde vir ons kom openbaar het. Christus aan die kruis waar hy sy lewe kom gee, 'n opofferende lewe. Hy het uitgeroep aan die kruis, dit is volbring. Hy het self vir sy vyande gebid. En nou sê die Here vir ons, soos hy ons lief gehad het, behoort ons mekaar ook so lief te hê. En jy sien, die Bybel sê vir ons, wanneer ons aan die Here behoort,
En wanneer ons waardig die roeping wandel waarmee die Here ons roep, dan sal daar 'n Christus gewerkte liefde in ons harte na vore kom en bly groei. In die eerste plek teenoor mekaar as kinders van die Here, maar ook teenoor 'n verlore gaande wêreld om Christus se liefde aan hulle te openbaar. Dis baie belangrik, vriende, dat ons sal sien dat hierdie hulpbronne vir ons gegee word, sodat ons dan ook kan wandel in hierdie lewe waarmee die Here ons dan, of waarvoor die Here ons geroep het. Verder staan daar in vers 20 van Efesiërs 3, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. So volgende hulpbron is gebed, om werklik in gebed voor die Here te buig en ons afhanklikheid aan die Here te verklaar. Vriende, gebed is om my nood en my hartstoestand en my begeertes voor God uit te spreek en te weet deur die geloof dat my woorde nie net in die niet verdwaai nie, maar dat die heilige God in die hemel dit hoor en ook vir my sal antwoord na die rykdom van sy genade en barmhartigheid. Verder ook, vriende, om die Here te loof en te prys. Die Bybel sê aan hom die heerlikheid in die gemeente. Wanneer ons deur baie stryd en beproewing gaan, is die blydskap en die vreugde en daardie opgewondenheid om die Here te dien soms afwesig in ons lewe. Die apostel Paulus sê dis een van die hulpbronne in ons lewens om ons te verbly in die Here en ons te verheug in sy heerlikheid, in sy grootheid, in sy almag, in sy genade oor ons. Ek het onlangs vir iemand gesê, en dit is vir my so belangrik om dit vanmôre ook vir u te sê, dit is nodig dat 'n kind van die Here al hoe meer sal klaar kry met homself en al hoe meer besig sal raak met die Here wat ons vanuit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Hoe meer ons met onsself besig raak, vriende, hoe meer sink ons weg in ellende en hartseer en in verdriet. Maar hoe meer ons oor rig na die Here, hoe meer ons afhanklik is van sy Heilige Gees en hoe meer ons sy woord lees en hoe meer ons in die liefde van die Here wandel en hoe meer ons bid en hoe meer ons in hierdie blydskap en heerlikheid van die Here onsself bevind, des te meer kan ons wandel waardig die roeping waarmee hy ons geroep het. Daarom is die gebed van my hart dat ons werklik sal uitroep en sal sê, Here, neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees meer en meer. Help my om 'n lewe te leef wat u sal behaag. Help my om so te lewe dat ander die Here Jesus in my sal sien en dat deur my lewe en deur my woorde en deur my getuienisse ander vir die koninkryk van die Here gewen kan word. Vriende, onthou ons het een lewe, ons het begin deur vir u te sê, 'n dag word 2 word 'n week en 'n week word 'n maand en 'n maand word 'n jaar en 'n jaar word 5 en 5 word 10 en 10 word 50 en ek het 53 jaar al gelewe en ek kom agter as die Bybel vir my leer 70 as jy sterk is 80, het ek basies nog 17 jaar oor. As God my genade gee en ek leef nog. Die vraag is, hoe lewe ek? Wandel ek waardig die roeping waarmee die Here my geroep het? Luister, 'n mens se lewe is in 'n oogwink en 'n oomblik verby. Daarom is dit nodig om, soos C.T. Studd gesê het in sy een boek, dat ons moet onthou, een lewe om te leef. Gou gaan dit verby. Net wat ons vir die Here gedoen het, kan staande en sal staande bly. Ons dank die Here vir die hulpbronne wat hy ons gegee het, sodat ons waardig kan wandel, dat ons nie in ons eie ellende oorgelaat is, of in ons eie krag moet spartel, en amper soos daardie liedjie sê, swem Jannie, swem nie. Maar dat ons werklik swaar kan steun op die Heilige Gees, op God in sy woord, die liefde wat die Here in ons harte uitgestort het, die gebed en die gebede wat ons bid, en die heerlikheid van die Here wat ons deel is, en dat ons daardeur kan wandel om hom te behaag. Baie seën vir u, baie sterkte, mag die Here vir u wysheid gee, en mag ons hierdie hulpbronne gebruik, en mag ons sien hoe dit ons lewens transformeer tot verheerliking van die Here. Groete en mooi dag verder. Tada.